Goeiedag, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. Ek wil graag net onder die aandag bring is dat die kerkraad besluit het dat ons tydens die maand van Augustus sal voortgaan met die aanlyn eredienste en dat ons op hierdie stadium nog nie die kerkgebou gaan oopstel vir eredienste nie. Gereeld in ons lewens word ons eintlik weer deur die Here tot nuwe toewyding geroep. Geroep tot 'n lewe waar ons werklik ons lewens aan hom kan wy. En daarom vanoggend, wanneer ons stil word vir die Here, kom ons rig ons gedagtes op hom en kom ons wy ons lewens aan hom en gee onsself aan hom as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Kom ons word stil voor die Here. Here, my lewe bly aan U gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Here, my lewe bly aan U gewy, o Seun van God die Vader. Ons prys U naam en juig te saam, waar ook U volk vergader. Here, my lewe bly aan U gewy, o Gees so vol ontferming, waar ek moet stry, waar ek moet ly, gee altyd U beskerming. Amen. Genade en vrede vir jou, vanaf God ons Vader en sy Seun Jesus Christus ons Here, met die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend saam lees uit Genesis 35 vers 1 tot 15. Uit Genesis 35 vers 1 tot 15. Voor ons gaan saam lees en gaan stil staan by die woord van die Here, kom ons roep die naam van die Here aan 'n gebed. Hemelse Vader, in die begin het ons pragtige gebed gehoor, waar ons bely en getuig dat ons lewens aan U gewy bly. En Here, daar waar ons wil afdwaal en ons eie wil, ons eie begeertes volg, Here, bring ons terug na U toe. Here, U wat ons so gereeld op ons lewenspad weer roep tot 'n nuwe toewyding. Roep tot 'n nuwe persoonlike herlewing waar ons weer kan terugdraai na U toe. Dankie Here van die woord wat ons keer op keer herinner van 'n nuwe toewyding. Die woord wat ons herinner dat op grond van wie U is en wat U vir ons kom doen het, ons weer gereeld kom herinner om onsself aan U te gee as lewende en heilige offers. Here, dankie vir die woord wat ons herinner dat U ons nie los is wat ons is nie, en dat U ons werklik kom verander en kom vernuwe, en dat U groei in ons lewens wil bewerk. Daarom, Here, kan ons nie anders as om ja te sê op U roepstem in ons lewens nie. En kan ons nie anders as om te sê, Here, ons lewens bly aan U gewy. Dankie dat ons dit kan bid in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus ons Here en Verlosser. Amen. Kom ons lees saam uit Genesis 35 vers 1 tot 15. Jakob kom weer by Bethel. God het vir Jakob gesê, maak jou klaar en gaan na Bethel toe. En bly daar, bou daar vir my 'n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het, toe jy vir jou broer Esau gevlug het. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom, haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is, reinig julle en trek ander klere aan. Ons moet klaar maak en Bethel toe gaan. Daar moet ek 'n altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het toe ek in die moeilikheid was en wat by my was waar ek al ook gegaan het. Hulle het toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle oorringe. Hy het dit onder die groot boom by Sichem begrawe. Toe Jakob hulle wegtrek, het God die mense van die stede in daardie omgewing so bang gemaak vir Jakob en sy seuns, dat hulle nie agtervolg is nie. Jakob en al die mense by hom het by Lus aangekom. Dit is die Lus wat in Kanaan geleë is, nou bekend as Bethel. Hy het daar 'n altaar gebou en die plek El Bethel genoem.
El Bethel beteken die God van Bethel, want God het daar aan hom verskyn toe hy vir sy broer gevlug het. Deborah, die vrou aan wie Rebekka as kind gedrink het, het daar gesterf en hulle het haar begrawe onder die groot boom naby Bethel, en hulle het dit die heilboom genoem. Nadat Jakob uit Paddan Aram terug was, het God weer aan hom verskyn en hom geseën. God het vir hom gesê, jy is Jakob, maar jy sal nie langer Jakob genoem word nie, jou naam sal Israel wees. God het hom toe Israel genoem. God het verder vir hom gesê, ek is God die Almagtige. Hebreëus die mooi naam El Shaddai. Wees vrugbaar en word 'n groot nasie. Baie nasies sal van jou afstam, jy sal die voorvader wees van konings. Hierdie land wat ek aan Abraham en aan Isak gegee het, sal ek ook aan jou gee, na jou gee, ek dit aan jou nageslag. Jy het God van Jakob af weggegaan, en op die plek waar God met hom gepraat het Jakob 'n klip regop gesit, presies op die plek waar die Here met hom gepraat het. Hy het 'n drankoffer daarop uitgegiet en ook olie. Hy het die plek waar God met hom gepraat het, Bethel genoem. God het vir Jakob gesê, maak jou klaar en gaan na Bethel toe en bly daar. Bou vir my daar 'n altaar. Ek is die God wat daar aan jou verskyn het, toe jy vir jou broer Esau gevlug het. Die volgende prentjie wat ook hier op die skerm verskyn is die prentjie van 'n kar of 'n motor wat in modder vasgeval het. En baie van ons het al daardie ervaring in ons lewens gehad. Baie van ons het al daardie ervaring gehad waar ons gaan vassit het met ons kar in modder of in baie dik sand. Baie mense sal gewoonlik ook vir jou sê dat wanneer jy deur hierdie modderpoele ry, dan moet 'n mens redelik spoed optel en 'n mens moet momentum hê, 'n mens moet nie stop nie, dan sal jy nie vassit nie. Maar ons weet dat dit baie keer gebeur dat 'n mens dan spoed verloor, of dat dit gebeur dat hierdie modderpoel dalk te dik is en dat jou kar tot stilstand kom. En wanneer jou kar tot stilstand gekom het, dan sit jy vas. En dit is daardie oomblik waar jy vorentoe probeer beweeg en agtertoe probeer beweeg om uit hierdie modderpoel te kom, maar jy kom nêrens nie. Al wat gebeur is, die wiele draai, maar die modder spat oral, maar die kar beweeg nie. Maak nie saak of jy vorentoe probeer gaan of jy agtertoe probeer gaan nie, jy's vasgevang. Ons kan eintlik sê, jy's vasgeloop in hierdie modderpoel. Dit voel vir jou of jy nêrens kom nie. En so is dit ook baie keer met ons geloofslewe. Wanneer mens die Here Jesus ontmoet en tot bekering kom, dan trek 'n mens weg met goeie spoed, met 'n wonderlike toewyding. 'n Mens lees gereeld jou Bybel en bestudeer jou Bybels gereeld in die woord van die Here. Bid gereeld. En bid praat ek nie van net 'n paar minute nie, maar werklik in die teenwoordigheid van die Here. Reageer op die stem van die Here. 'n Mens praat en getuig gereeld van die Here. Ek onthou die eerste keer toe ek tot bekering gekom het, kon ek nie anders as om oor die Here te praat nie. Oral waar 'n mens gaan, wil 'n mens die Here dien en vir die Here leef en met hierdie passie en hierdie toewyding, hierdie vuur in 'n mens se hart van God wat helder brand. En elke geleentheid sien jy as 'n geleentheid om die Here te dien. Jy maak teenoor die Here beloftes. Jy antwoord op sy roepstem. Jy wy jouself aan die Here deur hierdie beloftes wat jy kom maak. Jy's gretig om saam met ander gelowiges in die gemeenskap van geloof te wees en te dien. Jy's by die samekomste en byeenkomste van die kerk en die geleenthede en die uitreike wat gebied word om daar vir die Here te wees. En jy's op dreef. En dan skielik gebeur dit dat jy spoed verloor. Dat jy in die modder van die lewe en die wêreld vasgeval raak en hierdie vuur binne jou vervaag. Jy raak vasgevang. Jy lees nie meer gereeld Bybel soos wat jy gedoen het nie. Jy praat nie meer so gereeld met die Here soos wat jy gedoen het nie. Jy sien nie meer die geleenthede in jou daaglikse lewe raak om werklik die Here te dien nie.
Jy het al lank al vergeet van die beloftes wat jy teenoor die Here gemaak het. Die samekomste voel vir jou soos 'n las. En die lus is nie meer daar om deel te wees van die gemeenskap van geloof nie. Jy is in die modder vasgeval. Jy leef op jou eie stoom voort. Die geestelike vuur in jou lewe verdof. En eintlik het jy nodig om weer uit hierdie modder te kom. Jy het herlewing in jou lewe nodig. Voor ons oor daardie herlewing praat, lees ons vandag van iemand anders wat vasgeval het. Onthou laasweek het ons die bekende gedeelte gelees van Jakob wat in 'n stoeigeveg met die Here was. Die Here wat Jakob kom inhaal het en Jakob kom verander het en hom Israel kom noem. En so 'n nuwe begin in sy lewe aandui. Jakob wat dan na Genesis 32 met sy broer Esau versoen. Maar dan lees ons in Genesis 34 dat Jakob eintlik bietjie vergeet as ons bietjie nog meer teruggaan na die belofte wat hy teenoor die Here gemaak het, dat die Here by hom is, dat hy vir die Here sal leef, dat hy hom sal aanbid, dat hy sy 10de vir hom sal gee, dat Jakob eintlik hier in die modder vasval. Wat ook hier gebeur is, as ons bietjie nou teruggaan ook na waar hy by Laban was, beveel die Here om terug te gaan na sy land van herkoms. Maar hier sien ons dat Jakob nie daar is nie, hy is in Sichem. Hy het gegaan waar die Here hom beveel het nie. En dan gebeur daar 'n paar dinge. Sy dogter Dina word verkragt deur Gomer se seun, een van die volksleiers in Sichem. En Jakob versuim dan ook om dit dadelik vir sy seuns te sê. En dan probeer die pa, Gomer probeer hy onderhandel dat Dina met sy seun trou. En dan die seuns van Jakob wat wil hê dat hierdie mense hulle eers moet besny. Maar Simeon en Levi, omdat hulle kwaad was oor wat met hulle suster Dina gebeur het, uit wraak, laat hulle al die mans in Sichem doodmaak in die stad. En hulle bring vir Dina terug uit die stad uit. Hulle plunder ook die stad. So hier, Jakob, vreedsame skaapwagter, word dan geassosieer met plunderaars. Maar Jakob het dan ook nie werklik sy seuns aangespreek nie. Ons lees hier wat hy sê, toe sê Jakob vir Simeon en Levi, julle het my in die moeilikheid gebring, want julle het my naam sleg gemaak by die mense van hierdie land, die Kanaaniete en die Feresiete. Ek het maar 'n klein klompie mans by my. As die mense van die land almal saam staan teen my, sal hulle my en my mense verslaan en ons om die lewe bring. Wat interessant is, Jakob het nie eintlik so naby die Here geleef, as 'n mens nou mooi lees in die Genesis 34, soos hy moet nie. En hy het nie voorgeloop as 'n pa en sy gesin nie, en ons sien dat hy eintlik hier in die modder vasval. Eintlik half iets van die ou Jakob wat weer na vore kom. En dan kom lees ons in Genesis 35, weer eens, dat die Here weer vir Jakob inhaal, en hom nie wil los waar hy is nie. Jy sien, wanneer ons in die modder van die lewe en van die wêreld vasval, en in 'n geestelike vasgeloopheid verval, wanneer die vuur in ons vervaag, kan ons nie daar bly nie. Ons as gelowiges kan nie tevrede wees om in die modder te bly nie. Ons moet uit daardie modder kom. Jy sien, dink vir 'n oomblik weer, as jy met jou motor in die modder gaan vassit, jy gaan jou motor nie daar los nie, jy gaan jou motor daar wel laat uitkom. Jy gaan jou motor nie net in die modder los en vir jou 'n ander motor gaan kry nie. En so ook met ons geestelike lewe, ons kan nie maar net tevrede wees om in die modder te bly nie. Ons het herlewing nodig, en daarom kom ons nou terug by die herlewing. Jy sien, wanneer ons van herlewing praat, fokus ons baie op die herlewing van 'n gemeente. En ons fokus op die kerk wat moet herlewe. Ons praat ook baie van, as gelowiges, daar moet herlewing in die kerk kom, en die kerk moet terugdraai na die Here toe. Maar die kerk kan nie herlewing beleef as ek en jy nie persoonlike herlewing in ons lewens beleef nie.
Herlewing gaan oor 'n tweede kans. Herlewing gaan om weer terug te draai na die Here toe, om uit hierdie modder te kan kom. Ons het persoonlike herlewing in ons lewens nodig. Want jy sien, herlewing is juis waar ons terugkom na God se roeping vir ons, na God se plan vir ons, na God se standaarde en God se waardes vir ons lewens. Herlewing is daar waar ons God se roeping om as sy kinders te leef versaak het, terug te kom. Om terug te kom na die plan van God om as sy kinders te leef. Jou eie persoonlike lewe wat God 'n plan vir jou lewe het, om terug te kom na daardie plan toe. En my ervaring is ook in die lewe waar ons baie keer ons eie planne wil volg, bring die Here ons terug na sy plan toe. Kom haal die Here ons uit die modder uit en kom plaas ons weer die plan wat hy vir jou en my lewe het en ook na sy primêre plan om te leef vir sy kinders. Herlewing is daardie vuur wat dood gegaan het, word weer deur die Heilige Gees aangesteek. Daardie vuur kom brand weer hoog. Herlewing is ook waar daardie vuur weer aan die gang gehou word en die hout op die vuur gegooi word, sodat ons vir die Here sal lewe. Herlewing is om terug te draai na jou eerste liefde toe. En dit is God. Herlewing is om weg te draai van jou sonde af terug na die Here toe. Terug te keer na God toe. Herlewing is om weer in God wortel skiet en geestelik te groei. Want wanneer ons in die modder is en wanneer hierdie vuur vervaag, groei ons nie. Dis soos 'n kar wat in die modder is, hy gaan nêrens nie. En ons het baie keer weer nodig om terug te draai na God toe en persoonlike herlewing is in jou en my lewe nodig. 'n tweede kans om weer vars en nuut saam met God te stap. Ons het baie keer nodig om weer deur God uit hierdie modder gehaal te word. Ons het nodig, soos wat God na Jakob toe kom, en vir hom sê hier in vers 1 in Genesis 35, maak jou klaar en gaan na Bethel toe, gaan terug daar waar ek jou ontmoet het, daai eerste keer. Jou herinner het dat ek by jou sal wees en jy jouself aan my gewy het. Gaan weer terug soontoe. Roep die Here jou en my terug na die Bethel van ons lewens. En terug om weer na hom toe te draai. Ons kan nie in die modder bly nie. Die Here kom haal ons uit die modder. Hy bring ons terug na daardie plek toe. En daar by Bethel het God weer vir Jakob herinner dat hy Israel is. Die verbond met hom weer vernuwe. Vir hom gesê, maar soos wat ek beloof het aan Abraham en Isak 'n groot nageslag, so beloof ek aan jou, en hierdie land beloof ek ook aan jou. En God wat hom herinner dat ek is El Shaddai, God die Almagtige. Want jy sien, herlewing is waar God ons weer herinner dat hy El Shaddai in jou en my lewe is. Dat hy die Almagtige God is wat jou en my terugroep na 'n lewe saam met hom. En al wat ons kan doen is om dan weer oor te gee aan God. En terug te kom na hom en ons lewens weer in sy hande te kom plaas, wat ons uit hierdie modder en hierdie vasgevangdheid kom haal. Wat het Jakob gedoen op antwoord hierop? Kom ons lees vers 2 tot 4 weer saam. Toe sê Jakob vir sy hele huis en vir almal by hom, haal uit al die afgodsbeelde wat by julle is, reinig julle en trek ander klere aan. Ons moet klaar maak en Bethel toe gaan. En dan sê hy, daar moet ek 'n altaar gaan bou vir die God wat my gebed verhoor het. Jakob word weer herinner aan wie God was. Aan El Shaddai, God Almagtige wat sy gebed verhoor het. Wat by hom was toe hy van Esau gevlug het, toe Laban hom bedrieg het. En ek in die moeilikheid was, en wat by my was, waar ek ook al gegaan het.
So ons lees in vers 2 tot 4 en lees ons hulle toe al die afgodsbeelde in hulle besit vir Jakob gegee en ook hulle oorringe. Hy het dit onder die groot boom by Sichem begrawe. Hulle het van alles kom ontslaa raak wat in die pad van hulle verhouding met die Here kom staan het. Dis begrawe en dis agtergelaat. Al hierdie dinge wat 'n wig tussen God en die mens kom bring het hulle van kom ontslaa raak. Die afgodsbeelde, dit wat God se plek in hulle lewens kom inneem het, dit wat Rachel by Laban gevat het, dit wat Simeon en Levi geplunder het, die oorringe waarvan afgodsbeelde gemaak kon word, het hulle van ontslaa kom raak. Hulle het hulle self gereinig. Ander woorde, reiniging in die Bybel om ontslae te raak van die sonde wat ons kom bevlek het. Ons het kom sê ons het gereinig deur die bloed van die Here Jesus. En hulle het nuwe klere kom aantrek. 'n Nuwe begin. Hulle het dit wat was agter hulle kom laat. Weer saam met God 'n pad kom stap. Want dit is wat bekering is. Ons sien en praat baie keer van bekering as hierdie eenmalige gebeurtenis. En herlewing is ook nie hierdie eenmalige gebeurtenis nie. Ons moet keer op keer onsself weer terugdraai na die Here toe. En hoe doen ons dit? Ons kom bely ons sonde, daardie sonde wat ons nie kom bely het voor die Here nie. Daardie sonde wat tussen ons en God kom staan. Ons kom raak ontslae van gewoontes en van aksies wat ons weghou van die Here, van tale wat ons praat wat nie van die Here afkom nie, van dinge wat ons doen wat nie van die Here afkom nie. Ons kom draai weg daarvan af. Ons kom terug na beloftes wat ons teenoor die Here gemaak het, en ons kom terug na die roeping wat die Here vir ons in ons lewens kom neerlê het. Ons kom raak ontslae van die afgodsbeelde in ons lewens. Die afgode wat vir ons belangriker geword het, sport, mense, mag, rykdom, wat dit ook al mag wees, wat die plek van die Here in ons lewe kom neem het. Ons kom begrawe dit, ons kom los dit agter ons. En ons kom loop 'n pad saam met die Here. Ons kom raak ontslae van die dinge wat nie in ons lewens hoort nie. En ons draai terug na die Here toe. Dinge wat hindernisse in ons verhouding met die Here geword het, en ons kom lewe weer vir hom. Ons draai terug na Bethel, terug na God toe. En daar by Bethel rig ons weer die altaar in ons hart op, 'n altaar wat 'n teken is van toewyding aan die Here, van 'n nuwe toewyding. Wat interessant is die enigste plek hier waar ons lees, waar die Here die aartsvader Jakob beveel, die ander het 'n reaksie op 'n altaar gebou. Maar Jakob word dus tot 'n nuwe toewyding geroep. En dis waar ons uit die modder getrek word deur die Here, word ons weer geroep tot 'n lewe waar ons hom alleenlik aanbid as God. Alleenlik as God aanbid. 'n Lewe waar ons hom alleenlik liefhet. Waar ons ons hele lewe aan hom as 'n offer gee. Waar ons weer tyd maak om werklik ten volle by hom te wees en sy stem te hoor. En waar ons weer elke geleentheid gebruik om hom te dien en sy kinders te wees. As jy vandag vasgevang is in die modder van die lewe en die wêreld en die sonde, as jou geloofsvuur nie so hoog brand soos wat dit moet nie, as jy vasgeloop is, sê die Here vandag vir jou, moenie langer wag nie. Kom terug na my. Draai terug en keer terug na my. Moenie wag tot môre nie, want môre is dalk net te laat. Kom, as ons vasgevang is vandag, kom ons keer terug na die Here. Kom ons draai terug tot 'n persoonlike geestelike herlewing en leef weer 'n lewe wat God vir jou en my bedoel het. 'n Lewe as sy kinders, 'n lewe waar ons sy plan vir ons lewens en sy roeping as sy kinders kom uitleef. Moenie langer wag nie. Doen dit sommer nou. Amen. Kom ons bid saam.
Here, help ons as ons vasgevang is en as ons U nie dien soos wat ons moet nie. Help ons om nie langer te wag nie, maar help ons om terug te draai na U toe. Here, help ons om ontslae te raak van alles wat nie van U afkom nie. Help ons om daardie sondes op U naam te noem, wat ons dalk so lank getalm het om te doen. Here, help ons om ontslae te raak van gewoontes, van taal, van manier van dinge doen wat nie van U afkom nie. Here, help ons om opnuut weer ons lewens, omdat U genade so groot vir ons is, weer vir U te gee as lewende en heilige offers. Here, help ons om weer opnuut terug te kom na ons roeping in ons lewens, en dat ons weer ten volle as U kinders sal lewe. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. En Here, wanneer ons dan ook nou uit mekaar gaan bid ons, dat mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, by ons een en elkeen tot in alle ewigheid wees en bly. Amen.